Here, baie dankie vir die voorreg wat ons kan hê om in U teenwoordigheid lof en eer aan U toe te sing. Worthy is the Lamb that was slain. We honor you, Jesus, and we glorify you, because without you we are nothing. Without you we have no future, no purpose, no hope. En dis ons voorreg vanmôre om dit uit te sing en uit te roep en U naam groot te maak in ons midde. Ons eer U daarvoor. Dankie vir ons musiekspan wat ons gelei het en dankie vir elke hart wat voorberei is vir U woord. Ons eer U daarvoor. U is getrou, U het opgedaag, U is hier en ons sê vir U baie dankie vir wie U is. In Jesus naam. Amen. Baie dankie manne en dames, as dit julle regtig geniet. Ons gee ons 'n lekker handeklap. Christo en Maries die groete. En ek het so aan hulle gedink vanoggend, want hierdie laaste 2 liedjies hier nie wat in julle set was, het ons 30 jaar terug gesing hier in hierdie einste saal toe ons die jeugbediening gehad het, ek en nou Christo. En so groot voorreg om nog steeds dieselfde waarhede te kan sing en 30 jaar later is dit nog net so waar. Is so kosbaar om die Here Jesus saam met julle te kan dien. En, nou ja, wat 'n voorreg om die Here se woord oop te maak. Is altyd 'n groot voorreg, ook 'n groot verantwoordelikheid. So kom ons open ons harte vanmôre sodat die Here kan inspraak lewer in ons lewe. Vanmôre wil ek met jou 'n woordjie gedeel. En die woord is volheid. Ons kry hom in Johannes en ons kry hom ook in Haggai. En ek gaan hierdie woord vir jou oopbreek en die konteks daarvan vir jou gee. En ek vertrou dat jy vanmôre hier gaan uitstap bemagtig, want dis wat die Here se woord doen. Dis reeds al gesê in ons afkondigings, het Jolene gesê dat ons gedagtes word verander deur sy woorde. En dit maak ons of het stel ons in staat om ander besluite te neem en help ons in ons lewe in die algemeen. So hierdie woordjie gaan jy kry in Johannes 1, so jy kan so lank soontoe blaai. Maar hou ook jou vinger daar in Haggai. Ons is besig nog steeds met ons tema vir die jaar, die tema van bou. En beide hierdie woorde kom voor in Haggai en in Johannes. In Haggai net in Hebreëus, maar in Johannes wel in Grieks. Is die betekenisse soortgelyk en oorvleuel dit en dit het uiteindelik betekenis vermoede. Die woord is so bietjie verskuil wanneer jy in Johannes kyk, en ek gaan nou vir julle die teksvers deel, ek gaan net so 'n bietjie vir julle agtergrond gee. Die woord volheid, soos Johannes hom gebruik het 'n skeepsterm. Dit beteken iets wat 'n seevaarder of iemand wat sy beroep op die water gehad het, sou verstaan het. Nou julle sal nou wel onthou dat Johannes, die skrywer, die apostel, se lees, sy werk was 'n visserman. So dis die snaaks dat hy hierdie Grieks gebruik hier nie, is die snaaks dat hy hierdie woord gebruik hier nie, en omdat hy in Afrikaans so bietjie van daai betekenis verloor het, is dit nodig vir my om hom uit te lig vanmôre. Nou, jare terug het my ouers altyd gepraat, as ons nou iets nodig het, kom ons sê ek soek 'n nuwe tok, of 'n nuwe bed, of 'n nuwe wat ook al, dan sal my ma altyd sê, Leon, ons sal maar bietjie moet wag, jong. Want ons skip het nog nie ingekom nie. En sy het dit baie vir my gesê, sonder om dit vir my te verduidelik. Dan het ek nou 'n regte behoefte. Ek wil nou 'n comic hê of 'n skateboard. En dan gaan ek na haar toe sê, mamma, asseblief man, kan ons nie weer 'n plan maak nie? Dan sê sy vir my die woorde oor en oor. Leon, ek sal jou so graag wil help. Maar ons skip het nog nie ingekom nie. Nou vir my, ek kom uit die Vrystaat uit. Ek het in Kroonstad groot geword. Ek is 550 kilometer van die naaste see af. 100.200 as jy die Kaap in berekening bring. Ek het niks verstaan van skepe of wat het sy eers bedoel nie. In my kop het ek altyd gedink, hoe gaan hulle daai skip in Samuelstraat 6 kry in Kroonstad? En wat is op daai skip wat my ma weet wat ek nie weet nie? En hoe gaan ons die goede aflaai? Nou julle sal weet dat dit is 'n idiomatiese woordgebruik wat net sal sê of die betekenis daarvan
Eendag gaan ons genoeg hê. Eendag gaan alles wat ons begeer hier wees. Ons gaan dit hê, ons gaan toegang daartoe hê. Nou my ma het dit nooit vir my verduidelik nie, ek moes dit self op die harde manier leer. En uiteindelik is dit die konteks van hierdie gedeelte. Nou vriende, ek moet vir julle sê, die woordgebruik hier gaan nou nie oor skeepsterms gaan nie. So Johannes 1 gaan oor die volheid van Jesus. Dit gaan oor wie hy is. Dit gaan oor wat hy deur Johannes se pen vir ons is vanmôre. In die begin was die woord. Die woord was by God. Die woord was God en het onder ons kom woon. Hier is 'n groot betekenis, maar Johannes skryf die taal wat hy ken. En hy's 'n skeepsman. Nou kom ek lees dit saam vir julle. Ek gaan lees vanaf vers 14. En die woord, dis Jesus het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die eerstgeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou daar is hy woordjie, vol, hy begin hom klaar gebruik daar. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, en dis nou Johannes die doper, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Hierdie woordjie in die Grieks beteken completion, that is what fills you up, to cram, om seker te maak 100% is ingelaai, to level up, to satisfy, to accomplish. This is what you will prescribe or ascribe as a perfect supply. Nou vir 'n skeepsvaarder, iemand wat sy goedere op skepe was, en ek gaan dit nou terug van Haggai toe, dan gaan jy sien hoe dit gebeur daar, was dit baie belangrik, dat dit wat op die skip gelaai was in Sirië of in Persië, by jou uitkom. Jy wil nie 'n halwe van jou toerusting hê, of 'n halwe van jou skat hê nie, hy moes vol gelaai word. En die Griekse woord hier volheid beteken to completion. Die skip se gewig, die bemanning se gewig, al die toerusting se gewig, plus die kosbare skatte wat in die skip is. Jy sou nie 'n halwe skip laai nie. Dis nie die moeite werd nie, dit sal nie vir jou profijt gee nie. Jy was getaak as hawemeester om seker te maak die lyne, as jy nou 'n skip sou laai, daar was lyne op hom, as die regte volheidslyn die water tref, dan sê jy, right manne, die skip is vol, ons kan vaar. Het is belangrik dat ek en jy hierdie woordjie sien, want onthou wat is Johannes besig om te doen? Hy is besig om ons te vertel van tekens. Tekens van wie? Van die Messias, van Jesus Christus. So iets is hy besig om vir my en jou hier oop te breek van die volheid van Christus. Nou kom ek vat julle na Haggai 2 toe. Haggai 1 is ons kernteks. Hy lees soos volg, Haggai 1 vers 8, klim op die berg en bring hout aan en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daarin hê en my heerlikheid sien die Here. Goed, nou die agtergrond van Haggai, en ons het dit al gesê, Marie het dit al gesê, Christo het dit al gesê, maar die agtergrond hiervan is, dis die 70 jaar nadat die volk, die Juda, weggevoer was deur die Babiloniërs, en die Babiloniërs geneem was deur die Persiese ryk, sê koning Sirius vir hulle, gaan terug Israel toe en gaan bou julle tempel. Sien, die Persiese ryk en die Babiloniese ryk het anders gewerk met mense. Die Babiloniërs het hulle gevang en na hulle land toe gevat. Die Persiese ryk het gesê, dit maak nie finansiëel sin nie. Stuur die mense terug na hulle land toe, laat hulle in hulle werk, wat hulle ken, vir ons werk. En, laat hulle tempels bou en vir ons bid daar. Dis 'n algemene praktyk gewees van die Persiese ryk. En in hierdie gedeelte is Joshua die hoofpriester, Serubabel die gouverneur, teruggestuur om die tempel te herbou. En Haggai is die profeet wat in hierdie tyd, ongeveer 525 voor Christus, besig om vir mekaar te sê, hey, ons moet die tempel bou. En dit het toe gebeur. Hulle het genoeg gehad, Cyrus het vir hulle genoeg toerusting gegee, maar ongelukkig het Cyrus is van die troon af en Darius, en jy gaan baie van hierdie karakters sien, en Daniel het hom vervang, en 14 jaar gaan verby, 14 jaar, sonder dat hulle hulpbronne het.
En Haggai skryf, Haggai nommer 1, hoofstuk 1. Hy sê, "Wais, ons moet begin werk weer." Nou Haggai 2, wat ek nou vir jou gaan lees, is waar hierdie volgende profesie van Haggai besig is om tot vervulling te kom. En hy gebruik die volgende woorde. Gaan na vers 2 toe saam met my. Haggai 2, vers 4. Nou dan, skep moed, sê die Babel. Sê die Babel, net so tussen hakies, was 'n direkte afstam van Dawid. So hier is die bloedlyn, net so tussen die lyne. Spreek die Here, hy sê vir Serubabel, skep moed. Joshua hoëpriester, seun van Josadak, skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk. Ongeag wat met Cyrus gebeur, ongeag wat met Darius gebeur, ek wil hê julle moet werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. 5. Met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het, by julle uittog uit Egipteland, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie, want so sê die Here van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. 14 jaar later, Haggai gee hierdie profesie, hoofstuk 1, hoofstuk 2. Die Here sê, 'n kort tydjie gaan ek die aarde skud met wat? Ek sal die nasies laat bewe, sê hy, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei, en ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul. Daar is daar die woord. Ek sal hom volmaak. I will accomplish this, sê die Here van die leerskare. Aan my behoort die silwer en aan my al die goud, spreek die Here van die leerskare. Die toekomstige, vers 9, heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare, en op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Wat beteken hierdie woord in Hebreëus? To fill, to accomplish, to confirm, to consecrate. Johannes sê, God se volheid is in Christus Jesus, is iets baie merkwaardig. So wat beteken dit vir my en jou vanmôre? Sien, vir Haggai was dit die tempel sou herbou word. Haggai, Sagaria en Maleagi was die laaste 3 profete wat gepraat het in hierdie tydperk. Daarna sou daar 400 jaar se stilte wees. En in daai tyd is die tempeldiens weer aan die gang gebring. Die tempel het weer sy werk vervoel. En dit sou eers Johannes die Doper wees wat die volgende stem was in die woestyn wat roep. Maar 70 jaar na Christus, vriende, is ook daar die tempel verwoes. En hy steeds verwoes vandag. So hier is 'n dieper betekenis vir my en jou, oor die vervulling van hierdie messiaanse profesie, en hoe dit my en jou direk raak. Jou skip het ingekom. Vriende, ek is iewers in die laerskool, ek kan nie onthou wat 'n graad nie. Ek weet net, ons moet na die meele toe gaan in Kroonstad. Nou daai jare het ons mos baie meer rondgegaan in die skool, onthou julle dit? Die onderwysers het die busse gelaai en dan ry jy iewers en dan gaan jy daar biblioteek toe, of na 'n plaas toe, of was onderwys daai tyd was baie beter as vandag, maar anyway. Die registertjies word ingevul, my ma weet dat ons hierdie dag gaan ons in Industria wees, dis die industriële gedeelte van Kroonstad, en ons as 'n skoolgroep, ek dink ek was standaard 3, dalk standaard 4, gaan na hierdie meele toe gaan in Kroonstad se industriële area. Nou vriende, dit is 'n reusagtige industriële area vir Kroonstad. Goed, so dit is nie so groot nie, julle het dit nou gevang. So alles lyk groter daar, want daar is eintlik baie min daar. Maar die silo's, 6 van hulle, was geweldig indrukwekkend. Ek onthou hoe die bus stop, ek onthou hoe ek en Willie ons kosblikke vergelyk. Ons sê vir mekaar, hoe lank gaan hierdie dag wees? Ons eet ons laaste broodjie terwyl ons van die bus af strompel, en die onderwyser probeer ons in 'n lyn kry, maar dit werk nie, want almal wil net staar na hierdie majestueuse silo's wat na ons in 'n op pad is. Nou silo was nie vir my onbekend nie, ek kom uit 'n landbou agtergrond uit my, in die Vrystaat boer almal. Almal het geweet wat is 'n silo en wat was sy werk. Maar daar was iets anders in hierdie silo, en dis hierdie meele wat hier langs aan was, en die reuke daarvan, daar was so soet reuk in die lug.
Baie interessant, hoeveel suiker daar eintlik in mielies is. En Jimmy, julle sal nou weet, julle wat boer met hierdie goed, julle sal nou weet hoe hierdie goed uiteindelik by silo's uitkom, maar die meele was toe nou die doel van ons besoek. En die blou ry kinders, ons skoolklere was blou, meisies en seuns gaan soos 'n klomp mure na hierdie volgende plek toe, en ons is daar binne-in, en die eerste ding wat my opval is die gedreun. So gedreun in hierdie plek. En iemand ontmoet ons daar, dis nou seker die eienaar van die silo of 'n bestuurder, ek kan nie onthou nie, is ook nie belangrik nie, en hy sê, welkom kinders, vandag gaan ek julle ongelooflike goed wys. Ek en Willie is heel voor, ek dink ek nog 'n broodjie oor in my sak gehad. Ek en Willie die kok wil voorwees, ons wil sien wat hier aangaan. Hy begin eers onder, hy verduidelik vir ons die proses van landbou. Hoe dat 'n mieliepit nie hy kan nie te nat in die silo ingaan nie. Hy moet 'n spesifieke droogtepunt bereik. Maar eintlik maak hulle hom weer nat hier binne. En dan is ons op die volgende vlak. En hy wys vir ons die hele aanlegse proses. Intussen moet hierdie gedreun die hele tyd en hierdie soet reuk wat in die lug hang. En op 'n stadium is ons hoog op. En ons moet so 2 ingaan. Want ons is heel bo by een van die silo's. So ek en nou Willie het uiteindelik ons kans gekry, ons moes maar wag vir die meisies. En ons is heel bo en ons kyk hier af in hierdie silo. Vriende, daai ding is chock en blok vol gewees. Hy was so vol hier by ons. My grootste begeerte was ek wou nie daar aanspring. Ek onthou nog hoe ek vir Willie sê, Willie, dink jy ons sal reg, want gelukkig het ons dit nie gedoen nie. Dis 'n baie groot gevaarlike ding om te doen. Nou vriende, hierdie silo was een van 6. Hy was 100% vol. Hy was 100% het hy sy doel uitgeleef en hierdie graan gehou vir wat ook al in die proses gebeur hier langsaan. Nou wanneer ons na hierdie teksgedeelte kyk en ons sien, hoorie maar, hier's 'n volheid wat in Christus is. En ek het hierdie interpreteer en ek sê vir myself, vir Haggai was dit silwer en goud. Die Here skud die aarde, hy skud die nasies. Hy sê ek sal vir julle silwer en goud gee, en hy het 14 jaar later het koning Darius vir die administrasie van Zerubbabel genoeg silwer en goud te gee, en hout van Libanon. Die Here het sy woord gestand gedoen, en die tempel was, jy sal lees in Esra 6, toegewyd en die teenwoordigheid van die Here was daar. Dit is nie dieselfde tempel gewees soos met Salomo nie, maar God het sy woord gestand gedoen. Hy het gedoen wat hy gesê het. Hy het daardie tempel gevul met sy heerlikheid. Maar vriende, daardie tempel is weg. Van wie praat Johannes hier? Van die enigste tempel wat nog staan, vriende. Jesus Christus, die lam geslag vir ons. Daar's geen ander tempel wat ek en jy vanmôre heen toe kan gaan nie. Hierdie is nie 'n tempel nie, vriende, dis 'n gebou, is 'n samekoms. Die plek waar ek en jy moet wees is binne in Christus Jesus. Dis die konteks van wat Johannes hier probeer sê. Dit is uiteindelik die agtergrond van Haggai. As God die huis nie vul nie, wat gaan dan daaraan? Vriende, niks. Daar gaan niks aan as Jesus nie daar is nie. Daar kan niks gebeur as Jesus nie daar is nie. Nou, vir Haggai en vir Zerubbabel en vir Joshua die hoofpriester was dit goud en silwer en hout en alles wat hulle nodig gehad het. Wat het ek en jy nodig om dit wat God vir ons gesê het om te bou hierdie jaar? Wat is dit wat ek en jy nodig het? Het ons silwer en goud nodig? Het ons hout nodig? Nou wat sê Johannes? Waarvan is hierdie volheid? Die kenmerke van Jesus hier is die volgende. Luister baie mooi. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eengeborene, van wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Maar lees bietjie verder. En ons het ontvang uit sy volheid genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, en onthou wat het Jesus gesê in Matteus 5, hy het die wet kom, vervul, daai woordjie, hy het hom kom volmaak. Die wet kom uit Moses, en genade en waarheid
kom deur die Here Jesus Christus. Vriende, hier's 3 boumateriale op ons skip. Hier's 3 boumateriale wat Christus vanmôre vir ons gee, om dit wat die taak is vir hierdie jaar om te bou, 3 kragtige boumateriale wat hy vir ons gee op hierdie skip. Nommer 1 is die wet of sy woord. Dit het deur Moses gekom, 100%. Christus het hom kom vervul. Wat beteken sy insette vir my en jou vanmôre? Wat beteken sy onderskraging vir my en jou vanmôre? Wat beteken dit as ons niks meer oor het nie, maar ons het steeds sy woord? Die tweede is genade. Genade op genade. En die derde is waarheid. 3 baie belangrike boumateriale wat vanmôre op 'n volskip staan. Want ons skip het ingekom. Ons het genoeg om te bou. Ons het genoeg om aan te tree. Ons het genoeg om aan te meld en te sê, Here, waar moet ek wees? Versus wat moet ek doen met wat U vir my gegee het? Vriende, die woord, genade en waarheid. Nou sê die Here, ek wil hê jy moet bou. Kom ek demonstreer dit vir jou. Sonder die Here Jesus, het ek en jy woorde? Nee. Sonder die Here Jesus, het ek en jy genade? Niks. Sonder die Here Jesus, is daar waarheid in die wêreld? Nee, gaan lees Romeine. Die waarheid word verruil, die waarheid word verdruk, en niemand gaan hom gehoorsaam wees, sê Paulus, en daarom is ons almal vol van sonde. Nou vriende, baie keer mis ons, net soos ek, op hoërskool, as my ma gesê het, jou skip het nog nie ingekom, en kan ek nou hierdie vir jou interpreteer, jou skip het ingekom, jou lewe gaan fantasties wees, die Here gaan vir jou voorsien in al jou behoeftes, jy gaan finansiële voorloper wees, jy gaan nooit weer probleme hê nie, dan sê ek nou vir jou, dis nie die evangelie nie. Want Christus het gekom om wat vir jou te gee? Sy woord, sy genade en sy waarheid. Met geld kan jy net soveel doen, as jy sterf, bly dit agter. Gaan die Here dit vir ons voorsien? Ja, hy het dit so vir Salomo ook gesê, omdat jy reg gevra het, sal ek die res vir jou byvoeg. Soek allereerst die koninkryk en alles wat jy nodig het, sal ek vir jou byvoeg. Die Here Jesus sê, moet jou nie kwel oor wat jy gaan aantrek of wat jy gaan eet nie. Hoekom nie? Want hy het soveel meer, ons konteks, ons visie, ons fokus moet wees op dit wat werklik waardevol is. Vriende, daardie skip kreun van die waarde van die skatte wat daarop is. Dink jou 'n lewe in sonder sy woord. Sonder die waarhede wat hy hierin vir ons weggesteek het, wat ons self moet ontdek. En dis vir my nou nog 'n journey. Ek leer nou nog nuwe goed uit God se woord uit. Stel jouself jou lewe voor, waar daar nie woorde is soos hoop, vrede, liefde, vreugde, vriende, wie is ons sonder hierdie woord? Ek kan nie my identiteit vorm nie, ek kan nie besluite neem nie, ek kan nie wees wie Christus vir my gemaak het om te wees nie. Hierdie is die boumateriaal, wat ons nodig het om aan die werk te spring en te bou, daar waar die Here vir jou opdrag gegee het om te bou. Jou gesin, jou besigheid, hierdie gemeente, waar ook al jy jouself bevind. Genade. Genade op genade. Die kommentaarskryvers sê, genade is soos 'n asemteug. Die oomblik as jy 'n asemteug ingeneem het, dan is die volgende een daar. Dus is hier die bergklimmer wat geklim het, hy het een hoë piek geklim, en toe sy suurstoftank, hulle was baie hoog, is bo 8000 meter, daar, Kilimanjaro en hoër. Toe voel hy, ervaar hy, as jou suurstof so min raak, en hy besef hierdie waarheid, hy sê, suurstof, dink ons nie eens aan nie, want dit is altyd beskikbaar. Genade op genade. Jy gebruik genade, die Here gee genade. Waar het ons genade nodig? Ons lewe in 'n wêreld wat heeltemal weggedraai is van die Here af. Jy gaan te nagekom word, my boeta, my sissa. Jy gaan ingeloop word. Mense gaan jou onder die bus gooi. Jy gaan seer kry in hierdie lewe. Jou lewe gaan nie uitwerk soos jy hom beplan het nie. En weet wat sê die Here? Ek gaan jou genade gee om dit te maak. Ek luister 'n getuienis van manne
Hulle sê, die Here het my van 20 jaar uit die tronk uit daar het hy my ontmoet. Is nou my en Jacques se wêreld. Ek het jare saam met hom in die gevangenisdiens gewerk. Daar sit manne daar en sê hulle, die Here was vir my genadig in hierdie tronk. Die Here het vir my genadig om hier. Ander manne wat ons in die sakewêreld ontmoet en dan sê, die Here was vir my genadig. Ek was deel van 'n wat is fraud in Afrikaans? Bedrog. Maar die Here het my vrygemaak. En ek het 'n dosent gehad. Haar naam was Lorraine Boyens. Sy het altyd gesê, die Here was my so genadig. Ek het nooit hoef te steel nie, nooit hoef bedrog te doen nie, nooit hoef in die tronk te kom nie. Dit is genade. Dankie vir die sondaar wat hy gaan red, maar vriende, ons het nie nodig om daar te land nie. Sy genade is vir jou genoeg. Ek kan hier voor julle probeer demonstreer, om nog 50 liter in my longe te kry. Gaan ek regkom? Nee, hoekom nie? Want dis vir my genoeg wat ek nou het. Dis die boumateriaal wat Christus vir jou gee, is sy genade. Hoe staan jy môre op? Jy voel jou gemoedstoestand is laag. Ons praat in Engels van jou mental health is al so afgeskuur en vriende, wat is dit wat my en jou vorentoe vat? Sy genade. As ek en jy niks meer oor het nie, is hy steeds 100% vol. Sy waarheid wat jou voetstap rig, sy waarheid wat vir jou sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Luister na my stem. As daar 'n pad is wat vir jou reg lyk, vra my, ek sal jou sê want jy moet gaan. Moenie met sonde speel nie. Moenie gaan waar die Here jou nie lei nie. Luister na sy woord. Sy waarheid is vir jou tot inset. Sy waarheid is iets wat jy volgens en ek volgens moet wandel. Dis nie net 'n idee nie, dis nie net 'n voorstel nie. Dit is 'n command, dis 'n opdrag. Hoekom? Want ons het dit nodig vir ons eie lewens en vir die bouprojekte waarin ons besig is. Ek en jy het waarheid nodig. Ons moet waarheid verstaan. Nou vriende, daar is geen groter waarheid in hierdie wêreld as Christus Jesus nie. Daar is geen groter waarheid wat beveg word in hierdie tyd waar ons leef as die waarheid van Christus Jesus nie. Die kontemporêre denker gaan vir jou sê, ja, is my waarheid, is jou waarheid. My waarheid sê, daar is nie 'n God nie. Vriende, die woord van die Here sê, 'n dwaas sê, daar is nie 'n God nie. Die wêreld wil nie hoor van Jesus nie. Hoekom nie? Want hy bring hulle tot standaard. Hy sê vir hulle moet ophou met hulle nonsens. Ek sit nou nie daar gaan dink aan sonde gekommersialiseer. Sit net jou TV aan, dis al wat jy moet doen. Sonde word in ons huise gepomp. Ons wil bou, maar ons is so lam, ons kan nie, want ons is vol van die wêreldse gemors. Sit af die ding. Waarheid gaan vir jou vra, is jy op standaard. Waarheid gaan jou beoordeel. Hebreërs 4 sê dit. Vriende, ons het 'n wonderlike meester, wat nie ons paai nie, wat nie ons net liefkoos en sê, ag toe maar, alles gaan alright, wie sê, leef jy maar jou lewe. Vriende, dit is nie wie my meester is nie. Hy gaan ons uitdaag, hy gaan jou uithaal. As jy natuurlik wil bly, is dit jou saak, of my saak. Die Here sal niemand teen sy wil in die hemel indwing nie. Waarheid, genade, die woord, ek het hom nou net agter hom gesê, is boumateriaal wat ek en jy so nodig het, en ek wil jou toegang gee tot dit vandag. Ek wil dit oopmaak vir jou, en vir jou sê, jou skip het ingekom. Die Here Jesus is die opperbevelvoerder van die hemelse weermag. Jy gaan nie hoor autoriteit kry is dit nie. Hy kom na my en jou toe, en gee ons sy woorde. En dis woorde wat ons vertel wie ons is, wie hy is, wie ons in hom is, wie ons in hom kan wees, en wat ons hemelse toekoms is. Ons het baie om vooruit te sien, ongeag wat gebeur in die wêreld. Ongeag wat gebeur met wêreldleiers. Die Here se woord sê, wêreldleiers is soos water in sy hand. Hy lag vir die planne wat hulle maak. Vriende, jy is veilig vanmôre. Jou skip het ingekom. En hy is vol woorde, vol genade.
en vol waarheid. Ek sluit af. Toe ek en Willie ons laaste toebroodjie geëet het iewers daar in die aanleg, en ons op en af gehardloop het, toe is ek nou al goed honger. My maag glo tot nog vandag toe ek het 'n wurm. My vrou sê ek het 'n verhouding met kos. En hierdie toerleier sê iets wat my ore laat tyd. Wil julle hoe proe hierdie saggemaakte mielies? Ek en Willie steek sommer ons hande op asof 'n vraag gevra is. En ons die antwoord daarop het. Van die meisies is bietjie onseker, hulle skuif so bietjie op 'n kant toe, want daar is so 'n groot paneel wat lyk amper soos 'n pyp met so amper soos 'n braaier. Ek kan dit vergelyk met 'n braaier, dit is as daai deksel so oopmaak. En daai gedreun is eintlik nou hierdie gepompery van hierdie mielies wat nou al deur 'n sekere proses is. En die persoon vat sy hand so, nou sit 'n stroom mielies hier voor ons, dit val so af iewers heen. So pyp nou onder wat toe is, so niks val uit nie, is nie 'n gemors nie. Is baie mooi, die stelsel werk 100%, dis nie goed wat spat of niks nie. En hy vat net sy hand so, en hy raak net so amper asof hy aan die stroom van mielies raak. En hy sê, kom, wie wil proe? Nou toe moes die juffrou met ons raas. Willie, Leon, nee, gee die meisies kans. Want ons wil heel voor wees. So weer eens is ons al laaste in die rye. En die meisies gaan, dis lekker oom, dis soet, het oom suiker bygegooi? Nee, die suiker is in die mielies. En ek en Willie staan daar, ons drentel, ons wil net sien wie's volgende in die ry. My grootste vrees het die juffrou toe net daar bevestig. Kom julle, moenie te veel vat nie, ons kan nie alles vat nie. En ek dink, ek was nog nie eens daarvoor nie. En hierdie man sê die volgende. Hy sê, juffrou, moenie bekommer wees nie. Hierdie silo's is 100% vol. Jy kan 10,000 kinders bring. Hulle sal nie 'n duik in hierdie mielies maak nie. Ek en Willie het gejuig. Ons het met sakke vol mielies uitgestap. My broek het sulke nat kolle opgehaat van al die mielies. Ek het nat kolle op die bus gelos, soos wat ons daai mielies uitgehaal het. Vriende, Christus kan nie leeg raak nie. Hy gee vir jou sy woord, hy gee vir jou sy genade, hy gee vir jou sy waarheid. Luister wat sê Spurgeon. All the fullness of God is in Christ, and from that fullness we draw. You may take from him and take again, and yet he will never be the poorer. There is no limit in Christ. He gives not as the world gives, by measure, but he gives without measure. Vriende, ons skip het ingekom. Dis as te ware hoe Darius die skip gestuur het vir Haggai en vir die Babel en Josua. Hy staan daar, daai dorpie wat hy sou geland het was Joppe in Jerusalem, naby Jerusalem. Maar ek en jy bou nie in 'n tempel van yster en klip en sement nie. Ons bou 'n tempel wat vir ewig sal staan, wat 'n ewige koning het, wat vir altyd sal regeer, en hy nooi my en jou uit, bou saam met my. Ek gee vir jou alles wat jy nodig het. Moenie my verkeerd verstaan nie, maar ek gee jou alles wat jy nodig het. Moenie vir my vra wat, ek in elk geval, julle verstaan wat ek bedoel, moenie vra hoor dinge, gaan hoor met die Here, of dieper met die Here, sê Here, ek smag na jou woord, leer my van jou genade, en wys my die pad van waarheid. Vriende, ons skip het ingekom. Kom ons sluit ons oë. Here, baie, baie dankie vir die woord. Antiek, oud, duisende jare oud, maar dit spreek tot vandag. Dit slaan direk tot hier in vereniging. In ons harte. En wanneer ons u toelaat, om deur die Gees, aan ons u waarhede, die Engelsman sê, your mysteries, when your mysteries are revealed, dan is dit so skatte vir ons.
Here Jesus, daar is niemand soos U nie. Help ons om U te sien. Help ons om U te ontdek. Help ons om U te bestudeer. Help ons om U beter te verstaan. Want soms, omdat die lewe so hard is en so onregverdig is, dink ons U het iets daarmee uit te waai. U het nie. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. U gebruik juist daai gebrokenheid met woorde wat ons bemoedig, genade wat ons help en waarheid wat ons beskerm om nie weer dieselfde foute te maak nie. U is kosbaar. Dankie Here vir die woord. Dankie vir wie U is. You are whole. You are complete. You have accomplished. En ons eer U daarvoor. In Jesus naam alleen. Amen.